Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en ons is selfs plaaslik en internasionale nuus saam met Gert van Westhuizen vanoggend. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Meneer van der Westhuizen. Hoe voel jy oor die weer, Peer? Kom ons praat oor iets Dit reën nie. Hoe voel jy oor die weer, Peer? Ek soek son. Ek soek net son. Gee my net son. Son. Ja, ek dink jy gaan 'n bietjie lank moet wag vir son, lyk dit my. Meer as die helfte van Lesotho is onder sneeu vandag. Ja, en dit gaan in KwaZulu-Natal ook sneeu, lyk dit vir my. Alala. En dit reën hier so. Ek verstaan dit nie dat dit reën die tyd van die jaar nie, maar nou ja. Nee, maar ons gaan nou nie klaar nie, Gert. Ja, ons sal nie klaar nie. Solank dit dan net opklaar voor Zelensky die president moet ontmoet by die Uniegebou, want anders gaan ons die hele tyd in die reën moet staan. Ek's jammer Gert, maar Zelensky is nou hier. Hy's hier so, hy het vanmôre aangekom, ja. Maar dis nog nie die grootste nuus vanoggend. Die grootste nuus is dat die BTW geskraap is. Die BTW-verhoging is geskraap. Alweer in die middel van die nag. Na 12 jaar die tesourier verklaring uitgereik. Na al die wat sal mense dit nou noem, die hofsaake en bekleierye en dreigemente en die vrese dat die regering van nasionale eenheid het mekaar gaan val, het hulle dit nou afgeskaf. Weet ek wonder kom hulle dit nie maar destyds gedoen het nie. Kon hulle nie maar ooreengekom het op 'n ordentlike manier nie, maar blykbaar het die ANC gevra om buite die hof met die DA te skik. Want die DA het mos 'n saak oor die storie aanhang gemaak en lyk vir my die DA het 'n baie goeie saak. En dit vir die ANC gelyk of hy nie dit gaan maak nie, so verneem ek nou maar. En dis hoekom hy nou wil geskik het met die DA. So die DA maak nou aanspraak op 'n oorwinning wat ek dink hulle kan seker maar aanspraak maak hierdie keer want hulle het gesê hulle wil dit nie. Mense hoop nou net in die toekoms gaan die ANC 'n lesie uitleer, maar die ANC leer nie lesse nie, maar kom ons hoop nou maar hulle leer 'n les. En dit is dat hulle nie meer alleen die land kan regeer nie. Want hulle het net 40% van die steun. Hulle kan nie meer besluit soos in die ou dae alles wat hulle wil hê moet gebeur nie en hulle kan ook nie buite die regering van nasionale eenheid gaan na ander partye toe of buite om hulle grootste vennote in die regering van nasionale eenheid gaan na ander partye toe om hulle te oor. Dit is net nie hoe dinge werk nie man. Hulle moet leer hoe 'n koalisieregering werk. Jy moet vertroue in mekaar begin kry. Die DA en die ANC sal mekaar eenvoudig moet begin vertrou. Die ANC sal eenvoudig net moet besef hy kan nie meer alleen regeer nie. Hy kan net nie meer alleen regeer. Maar Gert, is dit moontlik vir die ANC om tot daai punt te kom? Want nou vir 30 jaar lank is die ANC 'n autoritaire tipe van 'n gesag. Hulle roem hulle self op demokrasie, maar in die uitvoering van besluite wat deur die uitvoerende komitee geneem word, is baie autoritaire houding wat hulle het al vir 30 jaar lank. Ja, dis daai sentralisme wat hulle het. Jy weet binne in die ANC is hulle baie demokraties. Dit is baie demokraties binne in die ANC. Alles word op 'n demokratiese manier uitbeklei, maar sodra hulle nou besluit wat gebeur, dan staf die res van die land, jy weet, maar nou ongelukkig vir hulle en gelukkig vir ons miskien, het hulle nie genoeg steun gekry om verder so aan te gaan nie. Want jy onthou nie ou dae as begrotings net eenvoudig deurgevoer. Daar was nooit hierdie probleme rondom begrotings nie. Maar die ANC sal nou moet begin besef hulle regeer nie meer die land alleen nie. Hulle moet ophou net om te praat. Ag, hulle kan sulke mooi praatjies maak soos oor die belange van die land is vir ons voorop en ons wil so graag hierdie regering van nasionale eenheid laat slaag. Moet dit nie net sê nie, doen dit. Ek wil ook net sê ja, dis goeie nuus, maar daar is ook nou 'n 75 miljard rand tekort in die mediumtermynbegroting wat hulle nie weet waar hulle daai geld gaan kry nie. Hulle moet nou maar eenvoudig doen wat hulle vennote in die regering van nasionale eenheid vir hulle sê en 'n vergadering gaan hou en gaan kyk na staatsuitgawes. Waar kan gesny word? Sny staatsuitgawes. Waar mors ons geld? Hoe kan ons 'n klomp magistrate of landdroste by die huis laat sit en dit kos ons oor die hoeveel rand het ons nou eendag gesê? Ek kan nie eens meer onthou nie, maar dit is ook iets in die miljard of miljoene. Sulke tipe goed. Ons moet sulke tipe goed sny. Het ons regtig nodig om die nasionale gesondheidsversekering te adverteer ten duurste? Het ons dit nodig? Nee. Ons kan eerder daai geld vat en dit belê in 'n kliniek miskien wat ons baie nodig het. Jy weet ons sal moet begin kyk na hierdie goeder. Ons sal moet begin kyk na die aantal wagte wat ministers het, die aantal motors wat lê, die konvoë waarin hulle ry, al daai tipe van goed. Ons sal daarna moet begin kyk. Daar was net hierdie week alleen 2 brande gewees by die Tembisa Hospitaal en dit het te doen met veiligheid, operasionele veiligheid, onderhoud belê daarin. Ons het daai hospitale nodig en ons baie mense wat toe gaan. So hou op met ander goeders, belê daarin. Maar gaan kyk ook net en doen 'n bietjie onderhoudswerk. Hier ons dink aan daai kinderhospitaal in Johannesburg waar aan die water was. Hier kom Gift of the Givers en boor net 'n boor gaan. Skielik in die hospitaal baie water. Weet en ons sal met mense ook begin betrek uit die burgerlike samelewing. Mense soos Gift of the Givers wat goed wil doen, wat wil mense wil help. Gebruik hulle. Jy weet moenie skaam voel nie. Jy kan nie alles regkry op jou eie nie. Die regering het 'n helse agterstand. Hy gaan dit nooit uitwis as hy nie ander hulp aanvaar nie. Dan terug by meneer Zelensky. Hierdie keer is hy en Donald Trump weer aan mekaar. Ja, Donald Trump het nou al weer lelike goedjies oor hom gesê. Byvoorbeeld Zelensky die
Onderhandelinge daar in Europa het 'n bietjie ontspoor, lyk dit vir my, want Zelensky dring daarop aan dat die Krim-skiereiland weer deel word van Oekraïne, wat seker sy goeie reg is, want dit is al in 2014 deur Rusland ingeneem. Geannexeer, onwettig ingeneem, jy weet. So, nou sê Donald Trump, maar as hy dit wil hê, moes hy destyds daarvoor geveg het, dat vir my silly argument is regtig waar mense moet sulke goed maar eintlik uit die openbare internasionale diplomatie hou. Jy weet, en 'n mens kan dink, jy weet, my probleem is net as jy vir Putin sy sin gee, dan sê dit vir mense, dis maar alright om 'n ander land aan te val. Vat maar die ander land en vat maar sy goeders en dis alright. Jy het dalk 'n probleem wat 'n geldige probleem is, maar ek dink nie die oorlog is die oplossing daarvoor nie. Ek dink albei kante is skuldig hierso, Rusland en die Weste. Die Weste moes bietjie meer gedoen het om Rusland te gerus te stel oor die uitbreiding van NAVO en al die goed. Maar nou ja, nou sit ons in hierdie situasie en Trump sê hy wil net die oorlog stop, want dan gaan 15.000 soldate 'n dag dood. Maar in die tussentyd stem hy saam met Benjamin Netanyahu wat die hele Gaza-streek vernietig. So jy moet ook sleg voel as daar 'n paar 100 en 'n paar duisend mense dag daar doodgaan. So ja, Zelensky behoort daarom vandag 'n beter ontvangs te kry in Suid-Afrika. Ek sien net alweer nie 'n pak klere aan nie, maar ek dink nie iemand gaan daaroor kla nie. En president Cyril Ramaphosa, jy kan maar sê wat jy wil van hom, hy's 'n goeie diplomaat, hy's 'n baie goeie openbare gesig van die land. Hy doen net nie baie goed as president nie, maar ek meen as hy die land verteenwoordig, voel hy half trots daarop en dis baie anders as Jacob Zuma. So hy gaan 'n goeie ontvangs hê Zelensky, en ek hoop dis 'n goeie gesprek en ek hoop ons kan bydra tot uiteindelik 'n vredesoplossing daar. Ja. Die een ding van Ramaphosa, hy is oordentlik met die mense en hy kan met al twee praat. Jy weet. Ek dink net dit is moeilik met Putin. Putin gaan nie met hom laat mors nie. Putin is 'n moeilike man. Jy weet, en daar in Europa raak die mense ook nou 'n bietjie bang en keelvol vir hom. So mense sal nou sien wat die gevolge hiervan is. Dit is nou 'n geleentheid waar Suid-Afrika dan nou 'n rol kan speel in die vrede. Ons Zelensky wou glad nie praat oor vrede nie, maar die mense voel so half toe Amerika sy rug styf trek. Toe is Zelensky nou in 'n hoek gedruk. Hy moet nou iets doen, alhoewel hy wil nie sy eie waarde in sy eie land weggee aan Rusland nie. Maar nou is Suid-Afrika in die posisie en dis dalk 'n poging van hom om by Rusland uit te kom deur Suid-Afrika op 'n diplomatieke vlak. Ja, eerder as op die ander maniere, jy weet. En ek dis maar net moeilik, jy weet, as 'n mens nou maar oor vrede begin praat, sal jy uiteindelik, dis maar die leiers wat sal moet praat daaroor nie. Ja. Dit help nie jy het net altyd afgesande. Hulle kan nou die uiteindelike beraad of gesprek voorberei en voorbereidingswerk daarvoor doen. Maar die enorme persoonlikhede. Hulle mekaar in die oë begin kyk. Trump en Zelensky en Putin of wie ewer ook al. Jy weet, die Russe sê al lankal dit is eintlik Washington en Moskou wat daaroor moet besluit. So, maar hulle sal mekaar een of ander tyd in die oë moet kry en jy kan nie net Zelensky vir hoe lank hou daai oorlog al aan, van 2022 af. Ja. En jy weet, dit is hoeveel opofferings het Oekraïne nie al gemaak nie. Hoeveel mense is nie dood nie. Die hele land is vernietig. Hy sal opgebou moet word. Jy weet, hy kan nie net oorgee eenvoudig nie. Dan was alles verniet. Ja, dis moeilik. Gert, die aanslag op Paul Mashatile se lewe, se storie word net al hoe vreemder. Dis 'n baie vreemde storie daai, Jennifer. Jy weet, as daar 'n aanslag op die lewe van jou land se adjunkpresident is, gaan dit onmiddellik groot nuus wees. Jy gaan onmiddellik dit mos openbaar maak. Hier is op ons adjunkpresident geskiet. Help ons om die verdagtes vas te trek. Dis regtig baie ernstig as jy op 'n adjunkpresident skiet. Maar nou sê Fikile Mbalula die ANC moes in die media daarvan lees. Dennis Bloem van wat 'n oud ANC lid was, maar hy het toe intussen 'n draai by Cope gemaak en deesdae is hy by die Activists and Citizens Forum. Hy sê dis 'n opgekookte storie van die ANC faksies wat te mekaar beklei en nou hy sê soos hy reg sê, ons praat van die adjunkpresident van die land, nie 'n gewone burger nie. Ja. Ons kan ons net indink as dit waar was, sou die land omgekeer geword het op soek na die mense wat verantwoordelik daarvoor is. Hy sê ons kan nie verstaan hoe so ernstige aanval byna 2 weke lank geheim gehou word. Dit is vir my ook baie vreemd. Geheim gehou word en daar was geen verslag van Paul Mashatile se kantoor aan die ANC of die parlement. Dit het Fikile Mbalula ook gesê, maar dit hy ook nog gesê ons moet nie alles glo wat ons in die Pony koerante lees nie, maar dit was nie net 'n Pony koerant storie nie, want Paul Mashatile het dit self gesê. En die polisie het gesê hulle gaan dit ondersoek. Hulle het amptelik gesê hulle gaan dit ondersoek. Jy weet maar dit kom daarvan as 'n party so geheimsinnig is, dan moet jy nou maar glo wat jy in Pony koerante oor die party lees, want die party wil nie vir jou sê wat gebeur nie. En ek wonder, jy weet, daar's baie stories wat rondloop oor die leierskapstryd wat alweer begin het. Alles is nou ook vir spekulasie. Ja, soos Dennis Bloem nou sê, jy weet, is dit nou weer 'n faksiegeveg. Jy weet, en dis die probleem met die ANC. Ja, jy sukkel om hulle te glo omdat hulle so baie strooi praat. Jy weet, omdat hulle sulke swak kommunikeerders is.
sal dit altyd met hulle bly hierdie ding en hulle moet so versigtig wees as hulle die party wil laat voortbestaan, want hulle is besig om die party te vernietig self. Maar Gert, dis wat ek nou wil vra. Gaan die party kan aanhou as daar soveel faksies binne die party is? Want jy gaan altyd hierdie geveg hê en omdat daar altyd 'n geveg binne die party is, kan die party ook nie ordentlik regeer nie. Nee, so dit is waar hy nou beland het, omdat hy nie kan regeer nie, omdat daar soveel faksies is. Want jy kan nou nie hierdie beleidsding instel of nie instel nie, want dan gaan daai faksie kwaad wees en doen jy dan daai faksie weer kwaad. Uiteindelik is die EFF en MKP ook nog maar faksies van die ANC. Hulle het net ander partye geword. Die Skoupo faksie van die ANC was wat maar net in 'n ander party oorgegaan het. Jy weet so, en ek kan nie sien dat die ANC enigsins hond haar af gaan maak volgende jaar in die munisipale verkiesings. Ek kan maklik verkeerd bewys word, want politiek is onvoorspelbaar, maar kyk hoe gaan dit op plaaslike regeringsvlak waar die ANC in beheer is. Dis nog. Wanneer stem ons weer? Ja, Jennifer, lyk vir my ons gaan hier teen November 2026, tussen 2 November 2026 en 30 Januarie 2027. Dis nou wanneer die tydperk verstryk het wanneer ons weer 'n verkiesing moet hou en goeie nuus dalk, ons gaan nie elektronies stem nie, want ek weet nou al, as daar elektronies gestem word, dan gaan almal sê, daar's gekook met die goed. Nou stem jy maar op jou papiertjie, dan het jy nou maar die paper trail, soos hulle in Engels sê, dan kan jy nou bewys. Nee, maar Piet het eintlik daar vir MK gestem en nie vir ACDP of whatever ook al. Jy weet, so ons hou dit nou maar so. Dit sal seker baie makliker wees om elektronies te stem, almal is klaar vinnig en die uitslag kom vinnig, maar ja, nee, ek dink ons moet nog 'n bietjie wag daarmee. Daar word nou al gepraat, verskeie lande gesels al oor die elektroniese stem, maar ek weet nie hoe voel julle daaroor en dink julle dit sal 'n goeie idee wees? Ek dink nie in ons land noodwendig het almal toegang al oral in al die gebiede, werklik in al die gebiede dalk tot die tegnologie wat moontlik nodig sal wees om te stem nie. So ek weet nie hoe toeganklik dit vir almal noodwendig is. En ek verstaan selfs met die stembusse waartoe mense tans moet ry en moet gaan staan en ek weet die ry is lank, maar dit voel vir my of hulle nogals baie moeite doen om in al die areas reg oor die land te wees. Ek weet net nie hoe toeganklik elektroniese stemming in ons land is nie. En op 'n munisipale vlak glad nie, dink ek. Ja. Daar is 'n kwaliteit aan 'n munisipale stem waar jy tussen die mense in jou wijk gaan staan. Ons word al hoe meer en meer geïsoleer van die wêreld rondom ons. Dis 'n goeie ding dat jy in 'n ry staan saam met die mense wat in jou area bly. Kyk mekaar in die oë, dan trek jy jou kruisie. Daar's 'n sin vir gemeenskap. Ja, Simon Mabolo van die OVK sê juist mense dink nou as jy elektronies stem gaan daar meer mense wees wat stem. Hy sê dis nie noodwendig so nie. Jy weet, so mense moet eerder kyk na mense wat politiek apaties geword het wat nie meer wil stem nie. So jy moet na hulle begin kyk en vra hoekom wil julle nie meer stem nie? Want dink julle dit help nie meer nie? Ja. Ek dink dit is eintlik die groot vraag, hoekom wil mense nie meer stem nie? Gert, dan mag ons hulle nooit vergeet nie. Ja, dit is nou weer ek kry nie 'n mooi Afrikaanse woord nog vir Holocaust nie. Jy weet, volksmoord klink vir my 'n bietjie vreemd. Maar dit is nou die Joodse volksmoord word weer herdenk vandag, jy weet, en ek dink ons moet op dae soos moet 'n mens aan sulke mense dink en aan al die ander vergrype wat in die wêreld aangaan. Jy weet, ek kan nog steeds nie, ek het nou al tientalle boeke gelees oor die Joodse volksmoord in die Tweede Wêreldoorlog. Ek kan my net nie indink hoe een mens al daai goed aan 'n ander mens kan doen nie. Dat jy regtig planne beraam om op 'n industriële skaal mense te vermoor, mense wat absoluut niks aan jou gedoen het nie. Dis net ongelooflik. Ek lees nou weer 'n boek van 'n oorlewende wat sy skryf. Sy was in Bergen-Belsen en hulle het agtergekom iets is nou anders want daar loop soldate daar buite rond wat opgooi, wat naar word en opgooi want hulle sien wat daar aangaan. Sy sê die Duitsers het nie opgegooi nie. Dis verskriklik wat daar gebeur het. Jy weet, dis nie net dit nie, dis die Armeense volksmoord van in die vroeg in die 20ste eeu. Dit is deesdae wat ons sien wat in Gaza gebeur. Dis deesdae wat ons sien wat in Sudan gebeur. Die moslems wat in China vervolg word, in Burma, Myanmar. Jy weet, oral gebeur daar sulke goed. En die mensdom, hy bou nou maar net na die tyd monumente en ek weet nie, jy weet, ons sal ergens ons menslikheid weer 'n bietjie moet terugkry vir 'n slag. Ja. Jy weet, laat jy mense so haat, dat jy sulke goed aan hulle kan doen. Is net vir my verstommend. En Gert, terwyl jy nou daaroor praat, is daar nou ook kommer oor die terreuraanval? Ja, in Kashmir, dit het nou ook weer skielik gebeur en daar's nou ook al 26 mense daar doodgeskiet. Jy weet, dit is ook nou al 'n ding wat lank voortsleep en ek weet nie of dit opgelos gaan word nie. Want Kashmir wil afstyg van Indië en Indië wil nie Kashmir moet afstyg nie. Pakistan is ook daarbey betrokke en die
Die groot probleem daar is al twee lande het ook kernwapens, jy weet baie mense is altyd bekommerd. As hulle nou mekaar besluit om mekaar met kernwapens te gooi, dan is daar nou weer 'n probleem en ek weet nie of die res van die wêreld kan help daarmee nie. Ek sien Donald Trump het hom daarteen uitgespreek. Ek sien president Cyril Ramaphosa het ook gister sy meegevoel uitgespreek met die mense daar. Jy weet maar op die einde van die dag, baie van hierdie konflikte kan die mense nie self oplos nie. Dit moet eintlik internasionaal opgelos word of met internasionale hulp opgelos word. Jy het 'n objektiewe oog nodig. Objektiewe oog nodig. Ek dink ons kon ons sinne oplos op 'n manier self, maar ek dink jy het baie keer die internasionale gemeenskap nodig. Nou wonder mense net hoe sterk nou hierdie streeksorganisasies soos die Afrika Unie is. Hoe sterk is die Verenigde Nasies? Beteken dit nog enigiets? Jy weet, so dis 'n goeie vraag wat mense vra, maar in die tussentyd gaan net meer mense dood, jy weet, en dit is ja. Gert, dan is Shakespeare se huwelik was dalk nie so ongelukkig nie. Ja, Jennifer, ek weet nou nie, hierdie storie oortuig my nou nie so lekker nie. Ja, ek is 'n groot Shakespeare fan, maar al die goeie mense is Gert. Ja, dankie Jennifer, ja. Maar ek is veral lief vir Macbeth. Ja. Daar's altyd gedink sy huwelik met Anne Hathaway was nie so gelukkig geweest nie. Nou het hulle 'n fragment van 'n brief ergens in 'n berigkant van 'n boek of so iets ontdek wat nou wys sy het saam met hom in Londen gebly vir 'n tydjie. En nou dink mense wat kenners is oor Shakespeare se lewe, dit wys vir jou dit was nie so ongelukkig huwelik nie, want sy het saam met hom Londen toe gaan en saam met hom daar gebly. Die brief is eers in 1978 ontdek, maar niemand kon nog die name of plekke daarop identifiseer nie. En hulle het nie gedink die MC Shakespeare was nou eintlik William en so aan nie, maar nou dink hulle so en ja, ek weet nie, dink julle dis oortuigend genoeg? Nee, ek dink nie so nie. Dis nogals wel bekend dat hy meer as een dame gehad het in sy lewe. Ek weet nie wat hy tyd gekry het om so baie verhoogstukke te skryf en nog so baie dames te vermaak nie. Dit is dit is nogal ja, ek weet net nie waar die mense die hulle het seker die TV gekyk en so nie. So hulle het seker tyd gehad vir sulke goed. Ja, ek sal die sy pennevrug was wel indrukwekkend. Ja, dit was indrukwekkend, baie indrukwekkend. Maar net sy pennevrug. Ek sien daar's ook nou weer stories dat dit nie eintlik hy is wat die verhoogstukke geskryf het nie. Dan's ook weer 'n nuwe, jy weet daai folios van hom wat sy verhoogstukke saamvat 'n nuwe boek wat ook miljoene kan haal op 'n veiling. Maar jy weet eintlik het Shakespeare maar al die stories geskryf. Ek wonder miskien of ons die stories wat ons sedertdien vertel, maar nie net soort van ander weergawe daarvan is. So ek weet hy baie van sy stories is inspirasie gekry van ander dinge wat hy gelees het, ander boeke of ander stories wat hy gehoor het. So maar ek dink dit is inspirasie wat jy gekry het. Jy hoor hierdie storie van Gert nou hierdie gedoen, nou skryf ek my storie oor Gert. So dit is nogals wel bekend dat hy sy inspirasie getap het van ander goeters, veral Romeo en Juliet ook, Italiaanse monnik waar hy geskryf het eintlik daaroor, maar goed nou, maar ek is te veel van 'n fan van Shakespeare om enigiets eerlik oor hom te sê. Maar Romeo en Juliet is ook daarom baie goed, ja, dit is nee, maar presies Gert. Ja nee, kyk, ja, ek weet nie of Shakespeare nog deesdae op skole aangebied word nie, maar ek dink dit is eintlik nodig dat dit gebeur. Ek het Macbeth in matriek gedoen en toe weer op universiteit, so ek is baie lief vir Macbeth. Jy sien dan nou Gert. Gert, die vraag is, hoe goed is ontbytpap regtig? Hierdie is 'n verkeerde artikel om te bespreek. Ek het vanmôre ondersit 'n lang tand aan my pappies geëet. Toe ek die moes lees. Maar jy moet net altyd onthou nie. Die vraag is nie eintlik is ontbytpap regtig goed vir jou nie. Deesdae is daar so baie gevaar. Mens eintlik vra is die lewe goed vir jou? Want alles wat jy kan eet en alles wat jy kan drink en alles wat jy kan doen is gevaarlik vir jou. Ja. Maar ontbytpappe, daar's nou 'n lang debat daaroor, jy weet, soos goetertjies soos Rice Krispies en Toasties gee nie regtig vir jou het nie eintlik voedingswaarde nie. Ja. Dan kry jy nou van hierdie pappe met verskriklike suikers en sjokoladetjies en allerlei ander goedjies aan. Dis lekker. Jy eet dit soos Rice Krispies en Toasties, dis lekker, maar wat dan? Maar dis soos pudding in die oggend. Ja, dis soos pudding in die oggend, Jennifer. En nou sê baie mense dis baie ongesond vir jou om sulke kos te eet want dit is baie ekstra geprosesseer. En deesdae is prosesseer mos 'n vloekwoord as dit by kos kom nie. Ek verstaan nie wat julle probleem is nie. Soet pudding in die oggend. Lekker. Ja, die ek sal ook pudding eet in die oggend, maar gaan dit jou nou soos ons nou die ou dag sê volhou tot middagete weer? Nee, nou daarom eet jy dit weer later. Okay, jy sien maar dis hoe jy nou gewoond raak aan ongesonde goed. Jy raak verslaaf daaraan. Nou is dit lekker. Dan eet jy dit nou weer. Maar dan met ander woorde, die alternatiewe ontbytpap is iemand moet nou maar bacon en eiers maak vroegoggend. Ja, of 'n mens moet dan iets anders dink. Ek weet nie, dis seker bacon en eiers is seker nie die oplossing nie. Mens weet nie. Want dit is die antwoord op alles. Ja, Tim Nouk sê dis die antwoord op alles. Jy eet net so groot ontbyt dan eet jy nie weer nie die res van die dag nie, maar dis ook nie lekker nie. Dis ook boring. Ja. Nee, ek weet die Pierre het bly maar 'n probleem en ek's baie jammer ek het nou jou ontbyt
in die wiele gery vanoggend. Ek vra nederig om verskoning. Ek sal nie weer so iets doen nie. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Ons waardeer jou tyd. Dit is Gert van die Wesduise, bly gerus ingeskakel net hier, dan gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.